'n asemrolende week gehad. Dankie. Ek weet nie, elke sondag, elke keer as nie voorkom staan, voel iets my as in die kerk. Dat was so net, ons spreek ons lommel ons, maar ek kan iets gebeur nie. Miskien moet ons tegniek verander of ons party mense het 'n pyplyn, hierso, aan hierdie kant by hierdie kant. En dit is so goed daar in Saudi-Arabië, so oor die gate, van die ene kant en die ander kant uit, soos dat ek olie loop, so loop alles weg weer. Ons stopblok aan hierdie kant sit, en dit kan begin stop. Amen? Amen. Ok, ek begin al klaar te spreek hiervoor. Marius, Jacques, ek denk so terwyl ek preek, maar so is die mense oor begin my salf asseblief. Yes, halleluja. Nou ek het so 2 woensdae terug by vlieg. Het ek gepraat oor, wie kan dit? Waar is ons daar? Ja, hulle het dit gesit. Dat was ja. Ek so 'n bietjie geraak aan heiligmaking. En ek het die vraag gevra, wat weerhou ons van heiligmaking? En ja, daar 'n paar goeie antwoorde uitgekom. Maar baie antwoorde uitgekom, moet nie dit. Moet nie so wees dat jy van jou kan nie. Kom nou. Nee. Okay. So dat 'n paar kom met die vryheid. Daar baie mooi antwoorde deurgekom. En ek het so 'n bietjie gaan dink, wat een was die grootste ene wat ons weerhou van heiligmaking? En toe kom ek tot 'n slotsom. Dis ons eie wil. Dis ons eie wil wat keer dat ons nie strewe tot heiligmaking nie, en dat ons nie tot by heiligmaking uitkom nie, want elkeen sy eie wil. En ek sê altyd met respek, ek sê, jou wil is die enigste ding wat groter is as God. Jou eie wil. God kan alles verander. Maar God het ons 'n keuse gegee. Hy het ons eie wil gegee. Wil ek? Of wil ek nie? Nou op die einde van die dag moet die mense sê, gee ons tyd. Die skuld. Ek het die tyd vir dit nie, ek het die tyd vir dat nie, maar ons kan ure voor die televisie sit, en series kyk, of wat ook al die geval mag wees, maar ons kan nie 'n halfuur die Bybel gaan lees nie. Ons kan vir ure lank in die malls gaan rondloop, maar ons kan nie 'n halfuur ons Bybel lees nie. Dit is waar ons eie wil kom. Weet ek sê vandag wat die Bybel lees nie. Kom ons los het maar. Nou my vraag is, as die Here nou moet afkom, en nie tussen ons ontstaan, en hy vraag van elkeen van ons 'n vraag in die Bybel het, gaan ons op kan antwoord. Of gaan ons hier so staan vanmorgen en baal sal? 'n goeie vraag nie. Weet ons wat in die woord van God aangaan? Of probeer ons maar net voorgee dat ons weet? Jy baie mense maak of hulle baie slim is. Nee? En nou ongelukkig is die Google wat hulle so slim maak. Hulle is so slim geworden nie. Google maak mense verskriklik slim. En dan daai slim ouens wil altyd kom en hulle wil kom redeneer oor die woord van God. Hoekom? Ek glo wat ek glo. Jy glo wat jy glo. That's it. That's it. Dit wat ek glo, weet ek. Dis reg. Want my woord sê dit reg. Kom ons lees saam in 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1 tot 13.
Korintiërs is net na Romeine, as jy nie weet nie. En dit is net voor 2 Korintiërs. 1 Korintiërs 10. Ons lees daar saam van vers 1 tot by vers 13. Die opskrif sê, laat ons God nie versoek, soos Israel gedoen het nie. Hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie nou, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see uitgegaan het. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het. Vers 4, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. En die rots was Christus. Vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En wie kan onthou wat er daar gebeur? Moses het van die berg afgekom. En net so om julle bietjie te refresh, die Engels sê, Moses het in die tablet afgekom. So dit is die eerste tablet wat gemaak is, in die wêreld. Moses het hom al gehad. So hierdie tablets wat ons deesdae ken is ou nuus man. So Moses het afgekom met die 2 tafels waar die 10 gebooie op geskryf is. En Moses het gestaan en kyk hoe die hele volk van Israel, nou praat ek van plus minus 6 miljoen mense, 'n goue kalf aanbid, terwyl hy bo op die berg is en vir God vra, vir wysheid, vir kennis en vir insig en vir krag om hierdie volk te lei. Ja, hoe moet jy sê? Daar van Moses hulle, red hy dit. Op daai oomblik kan ek dink wat ek Moses gedink. Why me not? What have I ever done? Ja, wat het ek gedoen om dit te kry? En hoeveel van ons vra nie die vraag af nie? Ja, wat het ek gedoen om dit te verdien in my lewe? Maar weet jy wat? Ons het niks gedoen nie. Jy het gedoen, Moses het gedoen, wat hy moes gedoen het. Moses het in die weë van God gewandel, en het gedoen wat God van gevra het om te doen. Maar weer eens, ons gaan terug na die begin, eie wil. Die mense het gewag vir Moses het nie gekom nie. Toe kom die slim man en die dik bril in die akketasse, toe sê hy, ons drie man, weet jy wat, Moses wat al, miskien sê wel dood. Kom ons doen iets. En dan maak al die ringe en juwele en wat ook nog by mekaar en dan bou 'n goue kalf. En jy weet, dat is soos die die om die goue kalf. En God sien dit. En dis waar die vers uitkom. Maar God, vers 5, het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Net daarso. Ek sê altyd, as jy nie hoor nie, moet jy voel. Hulle het nie gehoor nie, hulle het gevoel. Vers 6, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. Vers 7, en wees ook nie afgode dieners, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. 23.000 mense, one time, Susan. Vers 9, en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En hier is nou 'n goeie ene. Okay? So, waak op julle oor vir hierdie ene, vers 10. En moenie murmureer nie. Nou wat beteken murmureer?
Moenie kla nie. En weet jy wat ek moet die mense sê, dit is wat ons baie goed kan doen. Van ons kinders en Here. Weet ek sê ons altyd, jy sit met 'n wit broek onder die arm en jy klaar. Jy klere in jou lyf maar jy klaar. Jy het 'n dak oor jou kop, jy het water, jy kos en alles, maar jy kerm nie klaar. For why? Vir wat? Maar jy sê vir ons, kyk na die voors van die hemel, hulle maak nie met mekaar nie, en hulle pak geen spiere nie. Maar tog sorg God vir hulle. Hy sê, hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg nie, kind van God. Dus die hulle gekerm en gekla, dat hulle 40 jaar in die woestyn was. Dus die hulle gekerm en gekla, dat hulle nog 40 jaar in die woestyn was, saam met Caleb en Joshua. So nou is hulle 80 jaar in die woestyn gewees, omdat hulle gekerm en gekla, so as Cooper kan weet. Jy gaan die volgende ding wat so op die radio, en ek moet so vrachtig gehoor het. Hy sê, tel jou seën in my vriend. Elke oggend staan ons op. Ons het 'n asem, dankie Here. Ek het 'n dak, dankie Here. Ek het skoene aan my voete, ek het kos op my tafels. Ek het 'n werk. Ek het geld, alles met die R10. Ek het geld. Waar moet klaar jy? Tel jou seëninge. En dit wat ons na kyk, my broer en my suster in ons huise, is 'n seën. As dit nie van God was nie, het ons dit nie gehad nie. Maar ons kerm en ons klaar. Hy sê, moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Hoekom? Omdat ons flippend kerm en klaar, elke nieuwe dag van ons lewens. Maak jy mekaar so. Klere hand van hierdie kant en van die kant. Maak jy volgende hand so. Haar skoene van A tot Z. Ach, wat trek ek vandag weer aan? Klere. En die kan nie kan doen. Vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Vers 12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Vers 13. Geen versoeking het hulle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat hulle boeie kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat hulle dit sal kan verdra. Nou my boodskap vanmôre wil ek die titel gee, moenie jou geluk beproef nie. Soos Engelsman sê, don't push your luck. Nee? Don't push your luck. God is nie 'n mens wat ons mee kan speel nie. Ons kan nie met ons speel nie. Ek wil vanmôre vers 12 en vers 13 uithaal. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Weet, is nou hier waar dit nie myself en my uitkom. Weet, I'm a better hour of more power. Hoeveel groot predikers het nie al geval? Ek kan ons so besluit druk en vol. Nee? Deur, omdat hulle dink, hulle is beter as ander mense. Ek gaan nie julle meen nie. Ek is die pastoor van die gemeente en dit betaal my nie om met die mense te ding nie. Waar was Jesus gewees? Waar hy gewandel? Waar hy geloop? Met wie hy gekommunikeer? Met die siekes en die blindes en die krepeles en hulle wat die Bybel aanbid het. Hy was daar. Nou wie is ek om te dink dat ek beter as jy is? Kom aan. Dit werk nie so nie.
Jakobus 4 vers 7. Jakobus 4 vers 7, hy sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal vir julle weglig. Jakobus 4:7. Maar moet jy met soos hierdie gedeelte beklemtoon die krag van geestelike weerstand en onderworpenheid aan God. Is ons nie veronderstel om versoeking te weerstaan en te onderwerp nie? Luister my mooi. Elke negatiewe gedagte wat by ons opkom, is besig om sonde te baar. En sodra dit gedoen word, baar dit nie 'n volle sonde, en dis wanneer daai klein jakkies inkom en jou lewe verwoes. Op daai oomblik kyk jy na niks. Op daai oomblik kyk jy na niks. Maar onthou, die duiwel is die pa van alle lewens. En Deuteronomium 28 van vers 1 tot 4, lees ons, nie hoeveel aan toe te gaan lees erbij. Deuteronomium 28 tot 4, lees ons, as jy doen, wat die woord van God vir jou sê om te doen, sal al hierdie seëninge oor jou kom. Tot en met vers 14. Vers 15 kom, en hy sê vir ons, as jy dit nie doen nie, sal al hierdie vloeke oor jou kom. En as ons kyk tot Deuteronomium 28, hy het 68 teksversies. So as ons gaan tel van vers 14 af, of van vers 15 tot by 68, dan is ons iets op 3 of 54 teksverse. En as jy daai teksverse vat en jy deel die 14, dan kry jy amper 4. 4. So, vir een sleg wat ek doen, kom daar 4 by. En jy het dat die gesegde gehoord het, teespoed kom in 3, want die is net klaar gedink. Hallo? Begrijp? Nee, dus mense was altyd, die nood het in my gereik. Dit het is gebeur, dan gebeur dit, en dan gebeur dat. Die kom in 3. Hoekom? Maar die eerste het wat klaar gesluit. Die eerste het wat klaar gedoen. En omdat ek het gedoen het, nou baar dit sonde. En daai kom terug na my toe. As jy nie doen wat die woord van God wil sê, sal al hierdie vloeke oor jou kom. So vir elke verkeerde besluit wat ek neem, is daar 4 vloeke wat terugkom na my toe. Hoekom? Hoekom het die mense sê? Want ons ken nie die woord van God nie. Ons weet nie by die woord van God ons sê nie. Hosea 4 vers 6 sê vir ons, my volk gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Ek het vroeger gehoor oor dit. Weet jy wat? Ek werk van 7 die oggend tot 5 die aand. Ek het nie tyd vir Bybelskool nie. Ek het nie tyd om woensdaagaande by die bidder te gaan sit nie. Ek het nie tyd vir Bybel lees nie. Ek het nie tyd vir bid nie. Ek is nog. Ek het vandag daar gewerk. Ek het tyd daarvoor. En weet jy wat? Dis dan waar hy vir jou inkom. Johannes 10. Wat sê die vyand gekom te opsteel? Ek kom slag, ek kom verwoes. Dis dan waar hy ons lewens inkom en ek kom maak en breek net wat hy wil. Want ons kan hom nie weerstaan nie, want ons ken nie die woord nie. Hoe kan ek byvoorbeeld vir Gideon staan as ek nie sy taktieke ken nie? As ek nie weet wat sy antikarakter hy is nie. Ek moet hom bestudeer. Kyk wat doen hierdie boksers. Dit is 'n sport wat kontak. Hulle bestudeer mekaar. Wat is daai se moves? As ek so wat hoe gaan hy maak? En die beste van alles is, jy hoef nie die vyand te gaan bestudeer nie. Jy hoef nie, want ons ken hom. Ons weet wat is sy werktrekke. Ons weet presies wat hy gaan doen. Maar nog steeds van ons af voor. Ek so bang so terug, want ek gepraat van die sanity wat op jou gedagtes staan. Want ons werk in vrede sien nie, ons werk in vrede sien. Ook nie,
Hy is die gevegsterrein van ons lewe, is die dood. Maar die vyand kom en kom plaas dinge in jou gedagtes. Pas om dat hy gepraat van. En as hy saai op 10 minute met sissie, en jy doen dit. Wacht. Ek sou so simpel ek so opsê. Die vyand ontplaas iets in jou gedagte. Ja, ek kom. Ja, ek kom in kasel. Jo, nee wacht. Die werkt het niet zo. Zo blieft u. Dan ga ik door naar hand. Waarom kom je van? Moet je nog niet vergeten gaan zo bloeien. Nee, niet. Dan gaat iemand mee door naar hand. Dat heb ik veel niet gehoord. Nou, door dit wat ik gedoen heb, moet mijn familie aan onderwijzen. Ja, stupid kan je dit. Die woord van God sê vir ons in Jesaja 62. Jesaja 62 van vers 6 en 7. Jy hoef nie op te sit hier, kans van. Hy sê, herinner my aan my beloftes. Nou hoe, my broer en my sussie, kan ek iemand herinner aan sy beloftes, as ek nie weet wat is die beloftes nie? En hoeveel beloftes sal u sê, is in die woord van God? Enige? 365. Is dat maar die? 365. 365? Nog iemand? Bijna? Hoeveel beloftes is dat? Want ik wil eens opgevoerd. Dus meer dan 30.000 beloftes in Godse woord vir elke van ons. Ek kan nie die vyand weerstaan nie, want ek ken nie Godse beloftes nie. Kom aan. En hoe wil ek Godse beloftes ken? Die woord te bestudeer. Jy te weet dat op Godse woord staan. Net in Deuteronomium 28 van vers 1 tot 14 is dat klaar 14 van hulle. Beloftes. As jy sal ek. Ons ken die woord nie. Daarom kan ons nie die vyand weerstaan nie. Dis wat ek gesê, nie jou geluk beproef nie op die Jesus. Want even somewhere along the way, word hy lijn getrek. Tot hier toe en nie verder. Ons het in die week het ons pastoor Jan van Solfontein in die dood afgegeen. Om verloor. 3 uur middag by route gekry, 3 uur volgende oggend te sy oorlede, 12 uur middag, hartaanval. Moenie jou geluk beproef nie. Don't push your luck. Gaat nog baie tyd om reg te maak, man. Was nog baie tyd om die sekerheid te lof. Was nog baie tyd om die drank te lof. Was nog baie tyd om die rekening te lof. Was nog baie tyd vir dit, was nog baie tyd vir dit. Nee, daar is die tyd nie. Die woord sê vir ons in 2 Petrus 3:10 en in 1 Thessalonicense 5:2. Maar die dag van die Here sal kom soos die van die nag. En ek vra, waarmee gaan hy jou besig vind? 2 Petrus 3:10, hy praat van die regraping. Nee, hy praat van regraping. En Thessalonicense 5:2, hy praat van maak reg. Maak reg. Ons weet nie die tyd en die uur wat die Here ons kom haal nie. Is jy reg? Weet tegnologie, die mense het al so slim geword. Hulle weet presies wanneer 'n baba gaan gebore word. Hulle gee vir die tyd en alles. Maar kan iemand bepaal wat jy doodgaan? Nou, niemand op aarde kan bepaal wanneer jy die emoties aan toemaak hier nie. Daarom sê ek, moet die mense die dan push jou laat. Moet jy ongeluk beproef nie. Nie een van ons weet wat môre vir ons bestemming is nie.
waarmee gaan jy besig word? Ons as Christene, ons het laks geword. Ons aanvaar alles wat net van selfsprekend. Ag, weet jy wat die Here om dit vir my gee? Want ek is ons kind van God. Ag, weet jy wat die Here ken my hart? Die Here ken my gedagtes. Ek hoef nie te bid nie. Die Here ken my. Hoe gaan ek met God kommunikeer as ek nie met hom praat nie? Hoe gaan ek met my vrou praat as my mond die hele dag toe is? Voordat sy verstaan nie hoe taal nie. Ons moet kommunikeer met mekaar. Ons moet praat met mekaar. So, I'm not going to push my luck. Die Here weet wat ek nodig. Met nee. Hy sê vra en vir jou sal gegee word. Vra en vir jou sal gegee word. Julle vra, maar julle ontvang nie. Hoekom nie, want julle vra verkeerd? Weet jy wat ons in Mattheus 7 vers 6? Hy sê, moenie wat heilig is, aan die honde gee nie. En gooi julle parels, nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap nie, en omdraai en julle verskeer nie. So wat hy eintlik vir ons sê, moenie gaan sit in die kring van die spotters nie. As die skrif wat sê, die Engels sê dit so, hy sê jy het aardig verlang nie, kom uit onder hulle. Die Here gee vir ons vraag om op te gaan. Maar hy sê, kan aardig verlang nie, kom uit onder hulle. Hoekom? Want dit is ingekraam het. Dit is ingekraam het. Daarom sê die Here, kom uit. Ons hoort nie daar nie. Maar nog steeds, dat wat heilig is by my, gee ek die varke, of vir die honde. En die varke kom en verklap het. En dan draai om buiten my afskin. Want hoekom? Ons sit en ons murmureer onder mekaar. Ek kry nie wat ek murmureer. Ek kry nie wat ek vra nie. Ek kry nie wat ek weet nie wat is God se beloftes nie. So ek kan hom nie herinner aan sy beloftes nie. Ja, nou kom die dag by een pastoor. Hy sê van, pastoor, ek soek 'n voertuig. Hy sê, weet jy wat nie, ek het nergens, lees ek in die Bybel, dat ek praat van karre nie. So hoe gaan ek van God vra, vir 'n voertuig? Die pastoor kyk ons so, sê, weet jy wat? Daar was ons strydbaans gewees. Hy sê, vra van God vir 'n strydbaan. En kyk wat kry jy. Kom maar. Dit was hulle voertuie gewees. Hy sê, alles wat in hierdie woord is, kan jy vir my vra. En ek sal vir jou gee. En dit is die versie wat ek net vir Jacques gesê het. Dit wat by die mens opkom, doen dit wat ek is met jou. Toen my binnen sê, ek ken nie sommer net 'n gedagte om iets te doen. Maar, nou sê ek weer, dan push jou lak. Dan push jou lak. Moenie jou geluk beproef nie. Want iewers word daar steek getrek. En ek sê 2 woensdae terug en ek vir die mense gesê, as jy by die Bybelskool wil aansluit by ons, jy kry dit verniet by deze in die kerk. Jy kry dit verniet deze in die kerk. Jy hoef nie te betaal daarvoor nie. En ek is bereid om my tyd op te offer, om donderdag aande Bybelsklas te hou. Dis wat ek sal doen. I'm willing to do that. Want Mattheus 28 sê vir ons, gaan dit, gemaak disippels van alle nasies, doop hulle in naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om my instellinge te onderhou. Nou, hoe kan ek mense leer, as hulle nie in 'n Bybelskool wil sit nie? Hoe kan ek mense leer, as hulle nie bereid is om 'n paar minute af te kry, sê maar 'n uur op 'n donderdag aand, om te kom leer wat sê die woord van God nie? Dis daar
waar ons leer. Baie mense kom en sê, ag, weet jy wat, ek hoef nie daar toe te gaan nie. Ek sit by my huis en ek luister oor die TV. Dis nie die saak nie. Maar die woord sê vir ons, die woord leer vir ons, moenie jou onderlinge, te verenigende verontagsaam nie. Moenie, maar dis daar waar ons leer. Ja, sonnagoggend is lekker. Word geleer nie so, word gepreek vir julle. Nee, ons kry leer en ons kry predikasie. Dis reg. 'n uur 'n week. 2 ure saam met die Woensdag. Dink julle dit is genoeg? Ons het 24 uur in 'n dag. En hoeveel tyd spandeer ons van daai 24 uur met die woord van God? Herinner my aan die beloftes. Herinner my. Maar klaar. En dan gee jy dit sê wat daar op kyk. Don't push your luck. Ja, I'm joking. Don't push your luck. My boeke mense sê, there is boundaries. Nee? En as God jou streep getrek het jy jou streep getrek. En waar gaan jy jou oogies opmaak? Waar gaan jy jou oogies opmaak? In die namens. So ek kan nie dink, ek weet alles nie. Nee, ek leer nog elke dag. Elke keer as ek die woord van God opmaak, dan leer ek iets. Al het ek dit al 1000 keer gelees, ek leer nog steeds iets. Dus ek vanmorgen vir julle sê, elkeen van julle wat is so sit, nee? Kom ons gaan doen, Psalm 23, nee? Elkeen van julle. Dan bring julle elkeen vir die volgende Sondag 'n boodskap van Psalm 23. En as jy 'n brief gee, elkeen van julle gaan uitkom met 'n ander boodskap. Dis hoe God se werk. Dis hoe God werk. Maar alles kom op een punt neer. Alles draai om God. Dit draai nie om ons nie. Dis nie ons nie. Alles wat jy het God vir jou gegee. Waarom sê ek, dan moet jy maak. Wat sê, moet jy nie geluksvoeding gaan soek nie, nee? Hulle noem my sy Lotto. Weet jy wie is my sy Lotto? Mr. Lotto. Dan gaan gister daar by Piek en Pay, sal nou langs weg, en ek het amper vol gesê, dit is onbekend geweest. Mr. Lotto. Jy draai je lak. Amper, dit is my kans met gebeur. Los maar jou, dit doen vat jou feest, jou klank toe. Die Here gee ons wysheid en hoe dit is. Het ons 'n verskoning? Nee. Ons het nie 'n verskoning om hierdie boek te lees en te leer nie. 2000 plus jaar terug het die Here aan die kruis gesterf vir ons. Dis betaal. Alles waarmee ons vandag sukkel, is alreeds betaal. En weet jy wat, ons sit met die resiet, met die strokie, wat sê, dit word betaal. En dis die woord van God. Alles waarmee jy sukkel, is betaal. Jou siektes is alreeds betaal. Jou finansiële probleme is alreeds betaal. Jou huwelik is alreeds betaal. Maar dan push jou luck. Moenie van God 'n babiepop maak nie, moet jy mense sê. Ek speel vandag met God wat ek nodig het. En ek kry dit. Here, dankie. Baie met die babiepop. As ek God weer terug weer raak. Tot môre wat ek moet doen nodig het. Dan gaan hy pop maar weer af en dan gaan speel maar weer die pop en dan kerm en dan klaar en help by God. En weet jy wat, God is 'n trou regverdig. God is liefde. Laat ek maar tog my kind help. Die springkaan Christene
tot ek dik gevreed is. Dis dit. Dan los ek het. Ek speel met God. Don't push your luck. Moenie jou geluk beproef om die mense sien. As wat hy streep trek, is dit vir my. Dit is 'n dag. Hou op. Laat die vyand kom en dinge in jou gedagtes plaas. Hou op om te dink, maar ek is minderwaardig. Hou op om te dink, maar ek is niks werd nie. Hou op om my mentaliteit jou eie te maak. As jou ma jou nie lief het nie, so wat? As jou pa jou nie lief het nie, so wat? As jou vrou jou nie lief het nie, so wat? As jou man jou nie lief het nie, so wat? Ek weet as iemand wat my lief het. En dis Jesus. Solang hy en my hoekie is in die geveg, hoef ek nie te worry nie. Solang hy en my hoekie is, dan hy won't push my luck, want ek weet, Jesus is my luck. Die Here is my geluk. Hy is my banier. Hy is Jehovah Jireh. Hy is my geneesheer. Hy is my alles. Hy is my herder. Hy is my leidsman. Hy is my raadsman. So hoekom moet ek dinge doen wat ek vir onsself moet doen? Ja, dinge word verkeerd. En dit is nie altyd hoe sê hulle, dinge gebeur nie net met slegte mense nie. Dinge gebeur met goeie mense ook. En daai dinge wat met ons gebeur as goeie mense, is wanneer God jou op die proef stel. Wat het jy met Job? Oh my goodness. Die arme man het alles verloor op die dag. Dus ek praat van alles, ek praat van alles. Met die mens staan op dit oggend, jou vrou is weg, jou kinders is weg, jou huis is weg, jou kar is weg, jou alles is weg. Dis oh my word. Ek sal op 'n paar gaan sit met sewe was in 'n krap met 'n stuk skerf, opskerf. Job het alles verloor, nog steeds, het hy God gedien in gees en in waarheid. Nog steeds. En wat die Here vir die vyand gesê, daar is my knegt Job, jy kan maak met hom net wat jy wil, maar jy kan nie sy lewe vat nie. Hallo? En dis wat God vir julle altyd vir ons sê. Daar is my knegt Gideon, daar is my knegt Herder, daar is my knegt Bianca, daar is my knegt Benel. Jy kan met hom maak net wat jy wil, jy kan nie sy lewe vat nie. En weet jy wat? Dan kom hy in plaas van mors ons gedagtes, en dis die ding wat jy daarmee gemaak. Wat gaan help? Want jy gaan maak met 'n gedagte wat in jou kop gaan plaas, is jou probleem daar. Daarom sê ek, die woord sê, die vyand sal van jou af wegvlug. Weerstaan die duiwel. So my gebed vanmôre met motivasie is, gaan lees die woord van God. Gaan leer die woord van God. Alles wat daarin staan, is nie daar geskryf van aan charity nie. Ja, daar is mooie storieetjies in. En weet jy wat? Hierdie Bybel, vast dat dit geskrywe is tot en met vandag toe die beste verkoper op die mark. Daar is geen boek wat geskryf is, wat so baie verkoop, soos die Bybel nie. Geen boek nie. Nie een. Nie as hy is nog met 8 onder nie. Hoekom? Want die woord van God. Alles wat hierin staan, kan ons vat. En ons kan het ons eie maak. Want dit is 'n belofte. So as jy wil weet waar staan in 33 beloftes, gaan lees. Amen? Dankie vir die kom by jou.
Hemel Vader, Here, dankie vir die woord vanmôre. Here, dankie dat ons weet, U is met ons, U is by ons, U is alomteenwoordig. Here, dankie dat ons weet, U is ons geluk, want die woord sê, bid, vra, jou sal gegee word. Soek en jy sal vind, klop en jou sal opgemaak word. Here, help ons dat ons U woord sal leer, Here. Help ons dat ons sal weet, wat is en waar is die beloftes, om U te herinner aan die beloftes. Here, is dat U nie weet wat die beloftes is nie, maar U wil hê ons moet U herinner. U wil hê ons moet weet wat die beloftes is, om U te herinner, Here. Vader, help ons, dat ons in U woord sal inklim, U woord sal bestudeer, en dit ons eie maak. En Vader, ons dankie daarvoor, Here. Vader, ons vanmôre uit mekaar uitgaan, wees met en elkeen vir ons, Here. Hou U hand beskerming oor ons. Ons bid die bloed van Jesus vir elkeen van ons. En ons vra, Vader, dat U ons sal opdrag gee en gaan ons op ons toe kom beskerm. Ons op die hande te dra, soos ons voete dit geen klippe sal staan nie. En Vader, ons dankie daarvoor en vir ons prys in Jesus naam. Amen en amen.